So ons gaan 'n bietjie vanaand praat oor die emmerlys. Die emmerlys. Maar voor ons daarby kom, kom ons 'n skoppietjie af en vra daar's 'n brand en jy's alleen by die huis en daar's net drie goedjies wat jy kan saamvat as dit brand. Wat sal dit wees? Anita, wat sal dit wees? Onthou jou kinders, jou man is veilig, jou hondjies is veilig. Wat sal die drie goed wees wat jy kan saamvat? So Louis, ek sal definitief my selfoon vat. Ek sal my essensiële olies gryp en ek sal seker net 'n servuur. Ehm ek weet Gooi, nie wat is die derde ding nie. Miskien soos 'n kombers of 'n kussing of iets. Wat sê jy, Marius? gooi het in 'n sak, as dit nog een ding. Ja, en dan gaan ek 'n sak vat vol goed wat ek daar kan inkry. My dan, wat se drie goed kan jy vat? Ek wou sê Anita Benita in sy les, maar pastoor sê hy is klaar veilig. So ja, ek skat hy sal seker maar jou foon saamvat om goed te sê en dan warm klere. Hoef 'n handvol klere in 'n sak gooi. Dan kom ons sê maar klere is een ding. En Skoene. ek weet nie, iets waardevols wat jy se oog sal vang as jy uitstap. Ek weet nie. Ek weet nie hoekom ek my foon regtig sal vat want dan gaan baie mense klaar hier wees. Ek kan almal sin gebruik, maar ja, vat seker maar die foon want jy vat altyd jou foon. Beersie. Ja, beursie. Ja, weesie met al daai geld. Meisie, wat sal jy vat? Julle, ek weet hoe vinnig 'n huis kan afbrand. Ek weet hoe verskriklik vinnig dit gebeur. Jy het eintlik nie tyd om iets te gryp nie, maar ja, ek skat my lewensleer waar al my dokumente en polis, daai goed. Waar is hy? Hy's in my rooi tas in my rooi kas. Ek sal hom heel eers gryp. Dan skat ek seker maar my beursie wat in my handsakkie is. Ek sal seker maar my hele handsakkie vat, want daar's my lewe in. En dan sal ek my dier gryp. Ja, hy's klaar uit, hy's uit. Ja, dan dink ek sal ek 'n kombers vat. En waar alles sal insit soos Marius sê, maar ek sal verseker eers gemaklike skoene vat. Ek dink heel eers gemaklike skoene. Dat ek kan hardloop as ek moet hardloop. Ja. Salome? Ja, okay, dit sluit nou nie 'n handsak in nie, nê. Mhm. Alles is daarin, net hom. Okay. Maar okay, as ek my handsak mag vat, dan sal ek dan daarna nog 'n kombers vat en my kersesleutels. Dan is ek reg. Ersleutels. Ja. Okay, meneer Brits? Ek dink ek sal eers my iewers identiteit of 'n paspoort of 'n ID vat, want dan kan ek al my dokumente weer terugkry as ek daai het. As ek kan bewys wie ek is. Dan of my selfoon of my rekenaar, dat ek daarom al daai info het wat ek nodig het. En dan ek dink die derde ene sal net 'n foto wees van ek en Lisel saam toe ons nog jonger was. Dalk 'n troufoto of so, maar dit is nie beskikbaar op enige media nie. As hy nie beskikbaar is nie, sal ek 'n rol toiletpapier vat, want daarmee gaan ek baie geld maak. Wat goed. Lisel, wat vat jy saam? Dis basies dieselfde in my handsak. Daar's my beursie en alles is daarin, my selfoon. En ek het eintlik gedink vir Tessa, maar jy het nog gesê sy is veilig, so dalk kossies vir haar of water of so. Alma. Wat sal Tannie Wilma sal vat? Ek sal eers my Bybel vat, dan my handsak met al my goedjies in, want dit het my selfoon, my huissleutels en alles daarin, en dan soos Annelie leer met my dokumente in. Want deesdae as jy moet binnelandse sake toe gaan, dan jy vat ewige tyd om jou goed te kry. So ek sal dit dan, daai drie dinge. Wonderlik. Robert, wat vat jy?
Ek sal net my selfoon en my dongel vat, dis al. Want op my selfoon is my Bybel en my bank en al my goeders wat ek nodig het. Gerda, wat vat jy saam? Ek sal my beursie saamvat, want alle kaarte is daarin, my ID, my bestuurderslisensie, al daai goed is daarin. En ja, ek het nou so gesit en dink dat ek dit nou skoon vergeet het. Okay. Want right, kom terug na ja, en my selfoon, want op my selfoon is my Bybel ook. So ja, ons hou dit daar, ja. Estel? Sal my foon vat, want in my foon is alles. Van kaarte, van ID's, alles is in my foon. En dan sal ek vir my water vat, en ek sal seker 'n pak chips vat. Die lewe is keuses. Ons moet keuses maak. Nou sê Annelie my oor, wat sal ek vat? Ek sal natuurlik my 2 motors vat. Ek sal dit vat. En my rekenaar. Ek dink as ek my motors het wat my beursie en my goed is in my kar, soos ek my 2 karre het en ek het my rekenaar, dan behoort ek te oorleef. O ja, dalk ons trousertifikaat, want ek weet nie of as die trousertifikaat verbrand het of jy nog met my getroud sal wees nie. Okay. Die lewe is keuses, sekere keuses wat ons moet maak. En Paulus is nou al, hy's nie so oud nie, hy's so in die 50s. Maar okay, hulle lewensverwagting was nie so baie soos ons nie. En hy kom hier en skryf in 2 Timoteus 4 vers 5 tot 8. Gaan jy vir ons skryf, meisie? Moet ek iemand anders te vra? Is jy nie reg vandag nie? Estel, ek hoop jy gaan reg wees. 2 Timoteus 4 vers 5 tot 8. En kom ons lees wat is Paulus se emmerlys. Wat wil hy nog in die lewe bereik of wat wil hy doen? Stel? 4 vers 5 tot 8, nou. Dankie. Maar wees jy in alles nugter. Ly verdrukking, doen die werk van die evangelis, vervul jou bediening. Want ek word alreeds as drankoffer uitgegiet, en die tyd van my heengaan is verby. Ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop voleindig. Ek het die geloof behou. Verder is vir my weggelê die kroon van geregtigheid wat die Here, die regverdige regter, my in die dag sal gee, en nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het. Paulus sê daar's 3 goed wat vir my belangrik is hier wat ek moet vasbyt aan. Hy sê ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop voltooi. Ek het die geloof behou. Net hierdie 3 goed. Dis al hy wil nie weet hoeveel mense hy nog tot bekering gaan lei nie. Hy sê net hierdie 3 goed, persoonlike goed waaraan ek vashou. Is ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop voltooi. En die derde een is, ek het die geloof behou. Nou, as ek vanaand 'n naam noem, Daniel, waaraan dink julle? Leeukuil. Leeukuil. David? Goliath. Abraham? Isak en Jakob. Ekskuus, Wynand? Isak en Jakob. Ja, die Isak wat hy moes gaan offer het. Okay. Dis interessant as jy hierdie name so noem. Josef, dink ons aan die put. Dan dink ons Jona. Waaraan dink julle as jy aan Jona dink? Dink aan die vis. En as ons hierdie name noem, dan dink ons aan hulle grootste benoudhede, waardeur hulle gegaan het, maar wat hulle ook oorwin het. En terwyl ek nou so 'n bietjie my gedagtes neerskryf, toe wonder ek, waarvoor sal mense verlooi onthou? Jy moet dit nie antwoord nie, asseblief, moenie my selfbeeld afbreek nou nie.
Maar waarvoor sal hulle vir Robert onthou? Sal hulle Robert onthou vir iemand wat nie opgee in die lewe nie? Waarvoor sal hulle Marius onthou? En dan die volgende vraag wat ons vra is waarvoor wil ons graag hê mense moet ons onthou? Waarvoor wil mense ons onthou? Alright, iemand nog iets sê oor hierdie skrifgedeelte 2 Timoteus 4 vers 5 tot 8? Is daar iemand braaf wat vir ons wil vertel wat is op hulle emmerlys nog? Wynand, wat wil jy nog bereik in die lewe? Dit is erg wat ek wil bereik nie. Maar ek sou graag die migrasie in Tanzanië, Kenia wil gaan kyk van die wildebeeste. Dis op my bucket list. Nee, Ons weet wat wil Salome graag hê. Wat is op haar bucket list? Nog 'n kleinkind. Dis wat sy graag wil hê. Ja, byna. Wat jy nie die WhatsApp gekry nie. So by the way, ek weet nie of my vrou die sak aardappels uitgegooi het nie. Ek is reg om oupa grootjie te word, maar gaan nou weer oupa word hoor. Na 21 jaar. Ja, wonderlik. Ons is opgebonde. Solank jy nie sê gaan pa word nie, Robert, is dit reg. Solank jy oupa gaan word, is dit alles reg. Dis ons dogter in Wallis. Sy was nou 40 jaar oud. Dis hulle eerste kindjie. So dis absoluut 'n geskenk van God af. En ja, aan die einde wil ek haar ook net op ons gebedslys laat dit sal goed gaan. So een van die dae dan gaan ons van julle gesels weer daar uit Wallis uit. Dan gaan julle nou weer kyk hoe lyk die babietjie dan. Ja. Gesels vir julle uit Wallis uit. Ja nee. Marius, wat is op jou bucket list nog? Ek weet nie. Iets te maak. Elektroniese ding te maak. Wat mense kan gebruik, maar ek weet ook nie vir wat en hoe hy moet werk nie. Maar net iets te maak. Iets nuttigs. Iets wat mense kan onthou, en sê dis die Marius projek. Ja. Ja, soos Ralph Lauren en daai tipe name wat mense kry, so dan moet 'n Marius Brits ook wees. Ralph Lauren, wat is dit? Is dit 'n soort parfuum? Ek dink nou ja. Ek geweet jy weet dit van dit nie. Wat maak Ralph Lauren? Ek weet ook ek dink net so is eers dan wat opkom. Wat is wie se Ralph Lauren? Nou lag al die meisies, maar ek het nou nie 'n idee wat aangaan nie. Dis of parfuum of mode. Een van daai twee. Ja, is mode. Dit is seker nie parafin ja. Dis verseker, is dit soort soos lingerie, Marius, wat jy wil maak? Elektronies. Elektroniese lingerie. Okay, stop. Stop ons. Salome, wat is op jou bucket list nog? Wel, ek het nou al baie lank al my bucket list gehad, maar ek dink ek gaan volgende jaar, wanneer my sussie 60 word, gaan ons dit doen, daar langs die Weskus aftoer. Dit dink ek. Robert, julle Weskus toer is seker so 'n bietjie uitgestel, né? Ja, nee wat, hy is nou heeltemal op die lange baan. Ja, julle gaan lange baan toe. Ja, eendag gaan julle lange baan. Ja. Alright, kom ons kyk 'n bietjie net die gedagte, ek het die goeie stryd gestry. Nou Paulus sê ek het die goeie stryd gestry. Wat is die verskil dan tussen 'n goeie stryd en 'n slegte stryd? Is daar 'n verskil? Wat sê julle? Wat is die verskil tussen 'n goeie stryd en 'n slegte stryd? Ek dink 'n slegte stryd het nie hoop nie. Ja. Ja, as jy nie geloof behou nie. En die geloof behou. Wynand, jy wil vir ons sê wat is 'n goeie stryd en 'n slegte stryd? Saulus is 'n slegte stryd en Paulus is 'n goeie stryd geword. Die wenpaal
is dis verskillend, né? Die wenpaal vir die goeie stryd is anders as die wenpaal vir 'n vir 'n goeie stryd en vir 'n slegte stryd. Ek dink persoonlik raak ons baie, veral ek, betrokke in gevegte in 'n stryd. Ek het die goeie geveg. Ek dink hulle sal jou vertaling gaan sê ek het die goeie geveg. Raak ons in gevegte betrokke wat ons nie nodig het om in betrokke te raak nie, wat net ons energie tap. Robert, as julle gaan nou 'n bietjie daar in die stadsverkeer ry, as daai taxi so voor julle insny en die bloeddruk gaan bietjie op en die bloeddrukpilletjie moet inskop, dan kan mens baie keer in 'n slegte stryd betrokke raak. So vir my persoonlik, Anita, wil jy uitsê het definisie van 'n goeie stryd en 'n slegte stryd? Ja, pastor, ek stem saam met hoe Wynand dit vir ons uitgebeeld het. Hmm. Dit gaan oor die wenpaal. Na watter wenpaal toe hardloop jy? Vir my gaan die goeie stryd oor, is dit koninkryksgerig? Bevorder dit die koninkryk? En hoe gaan ek oor hierdie geveg voel oor 5 jaar? As ek nou met iemand beklei, hoe gaan ek oor 5 jaar oor hierdie spesifieke insident voel? Dit is vir my die definisie. En Paulus sê ek het die goeie stryd gestry. Kom ons kyk bietjie wat sê Johannes 18 vers 10 tot 11, Lisel. Hm? 10 tot 11. Simon Petrus het 'n swaard by hom gedra. Hy trek toe sy swaard uit die skede, slaan daarmee na die slaaf van die hoofpriester en kap sy regteroor af. Die slaaf se naam was Malgus. Jesus sê toe dadelik vir Petrus: "Sit die swaard terug in sy skede, sal ek dan nie die beker drink wat die Vader aan my gegee het nie?" Dankie, Lisel. En die vraag is wat ons hier moet vra. Dink aan die omstandighede, dit is middernag, dis laat in die nag. Hier kom 'n groep mense om vir Jesus gevange te neem. En Petrus trek sy swaard uit, want onthou, Jesus is sy belangrikste bate. En hy's reg om te veg, hy's reg om te sterf. En hy kap vir Malgas se oor af. Was dit die regte geveg? As jy sê ja of nee, sê hoekom sê jy so? Was dit die regte geveg? Ja, ja en nee. Ja, dit was die regte geveg. Hy wou met sy hele hart die Here beskerm het, vir Jesus beskerm het. Nee, hy het nie die groter prentjie verstaan nie, so hy het nie geweet wat op hom, wat die regte, hoekom dit moet gebeur nie, maar ek dink nie dit was 'n slegte doel gewees nie. En daai en ek het 'n swaard in my hand, kap ek meer as net jou oor af. So dit is vir die goeie veg, maar ja, Jesus het geweet daar's 'n groter prentjie agter dit. Nog iemand? Dink julle dit was die regte geveg? Gerda, julle? Nee, maar Petrus was vol van homself gewees en hy het nie mooi gedink altyd nie. Hy was haastig gewees. As hy na die Here Jesus geluister het, sou hy geweet het dat hierdie dinge moet gebeur. En as hy onthou het dat Jesus het 2 visse en 3 broodjies het hy vir baie mense kos gegee. Ek meen, hoe sou hy dan nou nie hierdie soldate kon oorwin? So Petrus was 'n bietjie uit eie reg opgetree. Hy het nie mooi gedink wat hy doen nie. Alhoewel, ek het nou nie die teksers voor my nie. Ek stem saam met jou, Robert. Alhoewel Jesus vir hom op 'n stadium gesê het ons moet nog swaarde koop want ons gaan in 'n geveg betrokke raak. Jy verstaan. So maar ek stem saam met jou. Marius, wil jy inkom op hierdie ene? Nee, ek is eintlik nou net verbaas om te dink dit is eintlik 'n gevaarlike plek. Hulle het ook met wapens daar rondgeloop. Dis iets sommer net dis seker iewers Johannesburg rond gewees, nee.
Of maar Maar tussen Helspruit. ja, ek dink hy het Jesus hanteer soos 'n mens en nie soos die Here wat hy is. Ja. Ja, dis mooi gesê daai. Gou van wat die uitkom nou, gou van wat hier uitkom. Hoekom het Jesus dan vir Petrus gestop? Ek dink ons het nou al 'n bietjie daaroor gepraat, maar kom ons praat 'n bietjie verder daaroor. Hoekom het Jesus vir Petrus gestop en gesê, "Oké, moenie in hierdie geveg betrokke raak nie. Dis nie die geveg." Ja, Petrus is besig om die proses te verander. Mm. Ek dink Marius, as ek by jou kan aansluit, vir my die sleutelwoord is beker. Net 'n stukkie vorentoe het Jesus gebid en gesê, "Here, laat U wil geskied. Laat hierdie bitter beker by my verbygaan, maar nogtans nie my wil nie, U wil." En die beker sê vir my, Wynand, wat jy nou gesê het, daar is 'n ander doelwit. Daar's 'n ander doelwit as wat Petrus gedoen het in die rent was nie verkeerd nie. Maar dit was nie die tyd vir daardie tipe geveg nie. Daar was iets groter. Daar was 'n groter prentjie. En vir my, wanneer Paulus sê ek het die goeie stryd gestry, dan vra ek vir my dieselfde vraag as ek in sekere goed betrokke raak. Is dit om die koninkryk uit te bou? Of gaan dit om Louis uit te bou? Of is my ego nou gekrenk in hierdie hele ding? Of hoekom raak ek betrokke in hierdie geveg? Nog iemand iets te sê oor Johannes 18 vers 10 tot 11? Ja, ek dink as daai bakleierery verder gegaan het die hoofpriesters of die soldate 'n beter voet gehad om Jesus actually aan U skuldig te kon gekoppel. Dis jou mense, jou volgers, jou groepie Het rebellie veroorsaak, ja. Het rebellie veroorsaak en so en dan sou dit vir die verkeerde rede gewees het ook. Ja, en ek dink dan sou daar disippels dalk gesterf het. En hulle was tog die mense wat die woord moes gaan uitdra het daarna. En ek dink nou spesifiek aan Efesiërs 6 vers 12 wat sê ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, die geeste en die bose geeste in die lig. Dis waar ons worstelstryd vandaan kom. Alright. Kom ons kyk na 'n volgende skrifgedeelte, Daniël 3 vers 4 tot 5 en dan van 15 tot 18. Gerda, as jy hom vir ons wil lees asseblief. Daniël 3 vanaf vers 4. En 'n uitroeper het hardop geroep: "Julle word aangesê, o volke, nasies en tale, sodra julle die geluid hoor van horing, fluit, siter, luit, harp, doedelsak en van allerhande musiekinstrumente, moet julle neerval en die goue beelde aanbid wat koning Nebukadneser opgerig het." En dan 15 en tot 18. 15. As julle dan nou, sodra julle die geluid van horing, fluit, siter, harp, luit, harp en doedelsak en van allerhande musiekinstrumente hoor, bereid is om neer te val en die beeld wat ek gemaak het te aanbid, goed, maar as julle nie aanbid nie, sal julle oombliklik binne in die brandende vuuroord gegooi word. En wie is die God wat julle uit my hand sal verlos? Sadrag, Mesach en Abednego het geantwoord en aan koning Nebukadneser gesê: "Ons ag dit nie nodig om u hierop 'n antwoord te gee nie. As onse God wat ons dien in staat is om ons te verlos, dan sal hy ons uit die brandende vuur oond en uit u hand, o koning, verlos. Maar so nie, laat dit u dan bekend wees, o koning, dat ons u gode nie sal dien nie en die goue beeld wat u opgerig het, nie sal aanbid nie." Okay. 2 klein vragies van my kant af. Mag ek 'n vraag vra? Salome, waar was Daniël? Was Daniël nie net in die leeukuil net voor dit, nie? Was hy nog in die leeukuil?
Ek weet nie, dan wat weet ek nie. Waar was Daniël gewees? In hierdie stukkie. Nebukadneser het hulle name verander, Sadrag, Mesach en Abednego. Die was Maar een waar van was daai da drie. Nee, hierdie drie was Daniël se vriende. Waar was Daniël? Die Bybel is stil waar is Daniël. Die Bybel sê nie vir ons waar is Daniël. Ja, hy kon in die Ons leeukel gewees het. nee, die leeukel kom later. Jy. Laat ons nie vooruit. Dit kan veronderstel word dat Daniël het ook gebuig voor die beeld, né? Dit kan. Nee, Dit sê nie. Daniel sou nie. Okay, maak dit 'n huiswerkie, Salome. Waar was Daniël gewees? Hoekom wil Daniël nie genoem nie? Maar sy drie vriende het nie gebuig nie. Jy sien, dit kom vir my daaroor dat baie gevegte wat ons beklei is geestelike gevegte. En hierdie drie vriende het net besluit hulle aanbid net een God. En dis God. Hulle aanbid geen ander God nie. Hulle aanbid net God. En Nebukadneser sê vir hulle, okay, ek gee julle nou 'n laaste kans. Ek wil julle nie eintlik in die brandpunt gooi. As julle buig, is dit goed, dan is alles vergeet en julle is vry en julle kan gaan, maar as julle nie buig nie, gaan julle in die vuur gooi. En hier is 'n iets wat vir my uitstaan. Dit staan paal bo water, Gerda, jy het dit gelees, né? Die vriende sê, as God ons red, is dit goed so. Maar as God ons nie red nie, weet nog steeds, ons aanbid net een God. Tja, hierdie is geloof. Hierdie is geloof. Here, ek bid hieroor en ek glo dit gaan gebeur ensovoorts. Maar as dit nie gebeur nie, ek bly nog steeds lief vir U. U is nog steeds my God. Ek buig nie voor 'n ander God nie. Hierdie was vir my net wonderlik. Waarvoor sal die vriende van Daniël, Daniël, die vriende van Daniël, Sadrag, Mesach en Abednego onthou word? Die vuuroond. Vir hulle vuuroond. Hoekom het hulle in hulle vuuroond beland? Want hulle het gestaan vir die naam van die Here. Hulle het die goeie stryd gestry. En ek weet nie vanaand wat is die stryd waardeur jy gaan op hierdie stadium nie. Miskien is jy soos Jakob wat met die Here worstel oor sekere goed. Miskien is daar sonde waaroor jy worstel op hierdie stadium in jou lewe. Miskien is daar gesondheidstoestand. Ek weet nie met waaroor worstel jy. Ek weet nie wat se stryd is joune nie. Maar wat ek weet, moenie opgee in hierdie stryd nie. Moenie opgee nie. Moenie opgee nie. Alright, nog iemand iets sê oor Daniël 3 vers 4 tot 5 en 15 tot 18? Ag, skus, ek kan maar net sê ek dink, kyk Daniel, as Daniel wel daar was, nê, want hy was dalk besig met sy koninklike werk wat hy gedoen het. Maar as hy daar was, sou hy ook in die vuuroond gewees het saam met sy ander vriende. Hy sou nie gebuig het vir die koning, vir die beeld nie. Okay, Salome het 'n kontak na Daniël toe en Daniël het gesê ek was nie daar gewees nie. Sy het vir ons dit uitgesorteer, maar Salome, jy weet mos ons praat hier van Bybelversies. Ons wil graag net hê jy moet dit bevestig uit die woord uit en nie net 'n inspirasie kry nie, né? So vir Daniel Ons bel. praat Bybel. Ons praat Bybel. Alright. Net soos ek nie kan sê dat hy het gebuig nie, net so kan ons ook nie sê hy het gebuig nie. Nie of nie. Maar gaan soek jy die versie, lekker huiswerkie. Wat het van Daniël geword? Nog iemand iets sê oor hierdie gedeelte? Ek dink Daniël het agter die koning gestaan en vir hom gesê, "Gaan sê jy vir hulle dit en kyk hoe hulle baie."
Nou, hierdie vriende was ook nie sommer net enige mense nie. Hulle was aangestel om hoë poste gehad in die regering, né? Hulle was nie sommer net mannetjies gewees nie. Hulle was hoë manne gewees. Nog iemand iets oor hierdie ene, oor die eie gevegte waarmee ons veg? Nog iets oor dit? Right, kom ons kyk na die volgende gedeelte. Paulus sê ek het die goeie stryd gestry. Dan as dit maar eendag, kan julle dit maar eendag op Louis se begrafnis sê, hy het die goeie stryd gestry. Hy het die goeie stryd gestry. Hy het die wedloop voltooi. Dit gaan nie oor wen of verloor nie, dit gaan om klaar te maak. Dit gaan oor klaar te maak. Hebreërs 12 vers 1 tot 2, meisie. Voor sy lees, die skrywer van Hebreërs was natuurlik Daniël geweest, dit weet ons, né? Nee, Oh, ons weet nie. Wie het daar Hebreërs geskryf nie? Wie het Hebreërs geskryf? Ons weet nie. Weet nie wie nie. Ons weet nie. Nie maar hulle, nie eers die slim mense weet nie. Okay, maar onthou nou wat ek laasweek voor 2 weke terug gesê het, 'n vrou dink 'n man weet. Okay. Maar is wie het Hebreërs geskryf? Pieter van Staden, hulle het in die Vrystaat gebly, net so onder kan Bloemfontein. Okay. Dis ek het Okay, net die vergeet ander, wat hy. ons neem aan dit was Paulus en ek sal dit een aand vir julle bietjie meer oor gee. Dit was of Paulus of Lukas wat dit geskryf het. Ek sal vir julle mooi bewysies gee daaromtrent. Maar okay, ons dit sê nie wie het Hebreërs geskryf en dit was verseker nie Daniël nie. Maar die skrywer van Hebreërs sê ek is besig met 'n wedloop. En wanneer ek besig is met 'n wedloop en terwyl Annelie vir ons lees, wil ek hê ons moet luister. Wat moet ek doen om te verseker dat ek hierdie wedloop voltooi? Robert, hierdie 2 weke wat vir jou voorlê, hierdie wedloop, dis 'n wedloop binne in 'n wedloop. Hierdie volgende 100 meter wat jy moet aflê, die volgende 2 weke. Wynand, jou herstel van jou skouer. Dis binne in hierdie maraton wat jy hardloop, hierdie berg wat jy nou moet opgaan, want aan die ander kant die berg is weer 'n afdraande, okay? Maar hierdie berg waarop jy moet opgaan, en elke wedloop, elke van ons is in 'n wedloop. Is daar sekere vanaand sleutels wat ons moet doen om dit makliker te maak teen hierdie bergheid. Kom ons kyk of ons hierdie goedjies kan optel terwyl Annelie vir ons lees. Daarom dan, terwyl ons so 'n groot volk van getuienis rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Die oë gefestig op die Jesus, die leidsman en die volëinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. Okay, dankie meis. Wat moet ons doen volgens hierdie skrifgedeelte? Wat het julle opgetel? Wat Jesus. Eerstens, ons moet fokus. Robert, jy is 100% reg. Ons moet fokus. Waar moet ons fokus? Op die berg? Nee, ons fokus nie op die koppie wat ons moet oor nie. Ons fokus op Jesus Christus. Dis waarop ons fokus. Ons fokus op die kruis. Hy het ook lyding gehad. Hy het ook moeilike tyd gehad. Hy het ook deur moeilike tye gegaan. Dit was nie altyd maanskyn en rose nie, maar ons fokus daarop. As Jesus dit kon doen, sal hy vir my die krag gee dat ek ook hierdeur kan gaan. Okay, ons moet fokus. Wat moet ons nog doen? Dit wat ons terughou, laat gaan of afgooi. Wat hou ons terug, Lisel? Wat hou ons terug? Sonde? Wat hou ons nog terug? Laste. Ekskuus, op laste. Wat se laste hou ons terug, Robert? Ekskuus, Lisel, jy het ook iets gesê, iets van wysheid? Nee, twyfel. Twyfel. Okay. Ons verlede. Twyfel. Ons verlede hou ons terug. Menslike opinies hou ons terug.
Kwaad Ekskuus Tannie Wilma, gevoelens. gevoelens, ons emosies pragtig gesê Tannie Wilma. Ons emosies hou ons baie keer terug. Wat hou ons nog terug? Negatiewe gedagtes, negativiteit. Negativiteit, ons eie gedagtes, yes. Al hierdie goed moet ons aflê, al die laste. Okay, Robert het gesê ons moet fokus. Lisel sê ons moet aflê. Wat moet ons nog doen volgens hierdie skrifgedeelte? Dalk soos aanhou. Ja, moenie stop nie. Volharding, aanhou. Volharding, aanhou. Daar's een ding in die koninkryk is daar's nie 'n stop nie. Ek het nou die dag gesê daar's nie 'n doodloopstraat in die koninkryk nie. Dit is jy moet net aanhou en die deurbraak sal kom. Is daar nog iets wat jy opgetel het? Ek wil net sê harde kopgeit. En besef wat het Jesus en wat het God die Vader vir ons gedoen. Dis baie groot, ons kan dit nie alles besef nie, maar probeer bietjie dink, moenie harde kop wees en besef wat het God die Vader vir ons gedoen. Dis een van die laste wat ons moet aflê, né? Is ons eie harde kopgeit. Ja, dit is so. Ek lees nou in die boodskap vernedering. Ons skande en vernedering, ons wil baie keer nie aflê nie, want ons is te skaam. Te skaam vir ons sonde. Vergeet daai jou eie ego, jou eie ek. Okay, daar's nog een ietsie wat ek wil byvoeg. Ek begin terwyl ons 'n groot wolk van getuie het rondom ons. Nou wat is hierdie wolk van getuie? Dis Hebreërs 11. Daar lees ons van die geloofshelde. Nou hierdie wolk van getuie kan mens amper sê is toeskouers. As jy om die baan hardloop, jy tuis voordeel. Daar's mense wat jou aanmoedig. Mense uit wie se lewens jy kan leer, mense, miskien geloofsmense wat jy persoonlik geken het, mense uit die Bybel uit, en gesê het, as Daniël in die leeukuil was, as Daniël se vriende in die vuuroond was, as Dawid voor Goliat was, as Paulus gestenig is, ensovoorts, kan ek ook hier deurgaan. Ek kan ook die wedloop voltooi. Ons het toeskouers wat sê, come on Wynand, jy gaan hierdie skouer oorwin. Come on Robert, jy gaan hierdie bestraling oorwin. Come on, jy kan dit doen. En as mense wat ons aanmoedig, maar die grootste aanmoediger wat ons seker het, is Jesus Christus, is die Heilige Gees wat sê, yes, jy gaan dit doen, jy gaan dit doen. Nog iemand iets sê oor hierdie gedeelte van Hebreërs 12? Anita, jy's baie stil, jy moet met ons praat, ons het jou inligting, jou kennis nodig. Daar praat, Pastor. Sal jy praat as jy moet, né? Right. Wynand het nie gesê jy mag nie praat nie, né? Dan bid ons nou vir Wynand. Okay, kom ons kyk na die volgende ene. Ek het goed bylas. Hy sê ook nie gaan hardloop jy alleen nie. Hy sê kom ons hardloop. Dit is 'n gesamentlike ding. Jy's nie alleen in dit nie. Verseker. Kom ons kyk na die volgende in 1 Korintiërs 9 vers 24 tot 27. Anita, asseblief. Weet julle nie dat die wat op die baan hardloop, wel almal hardloop, maar dat een die prys ontvang nie? Hardloop so dat julle dit sekerlik kan behaal. En elkeen wat aan 'n wedstryd deelneem, onthou hom in alles, hulle nogal om 'n verwelklike krans te ontvang, maar ons 'n onverwelklike. Ek hardloop dan soos een wat nie onseker is nie. Ek slaan met die vuis soos een wat nie in die lug slaan nie.
maar ek kastei my liggaam en maak dit diensbaar, dat ek nie miskien, terwyl ek vir ander gespreek het, self verwerplik sou wees nie. Paulus skryf hierso, onthou die Grieke was nie vir die Olimpiese spele. Hy kry so 'n bietjie van Olimpiese spele, boks en hardloop ensovoorts en die oorwinnaarskroon wat ons gaan opsit ensovoorts. Maar as een ding wat vir my uitstaan in hierdie gebied en jy kan met enige atleet praat, enige goeie rugby speler, enige atleet, enigiemand wat goed is in sport, is daar een ding wat uitstaan en Anita het dit gelees. Sy sê ek kastei my liggaam. Selfdissipline. Dit kos 'n prys om 5 uur in die oggend op te staan of 4 uur in die oggend op te staan en sê hierdie uur is 'n uur tussen my en God. Dit vra 'n prys. Dit vra 'n prys. Maar as jy die wedloop moet voltooi, moet jy die liggaam kastei en die gees kans gee om te lewe in jou lewe. Right, enige opmerkings oor hierdie gene? Kastei die liggaam. Ek dink ek wil graag dit iets noem, dat dit gaan nie oor die kastei van die liggaam nie, maar dit gaan wel, as jy die wat op die baan hardloop, op die regte baan, nie langs die baan en kortpad vat en allerlei ander goeders nie. Die wat op die baan, op die roete bly, sal wel daar aankom. Die een wat volgens die reëls speel, né? Right, nog iemand iets oor hierdie gedeelte? Daar per 26 ek hardloop dan soos een wat nie onseker is nie. Paulus weet waar gaan hy heen. Hy weet waartoe gaan hy en hy weet waar's die wenpaal, né? Hy weet presies. Hy weet presies. Nog iets wat in hierdie gedeelte? Dan kom ons by die laaste een. Paulus sê ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop volëindig. Ek het die geloof. Wow. Vir my is dit seker die belangrikste. Moenie jou geloof langs die pad verloor nie. Terwyl ek hierdeur werk, wonder ek baie keer, wat laat ons geloof wankel? Ons goed nie verstaan nie. As ons nie die kennis ons verstaan dit nie. Twyfel. Ja, ek dink ons mensekinders verstaan nie God se tyd nie. Ons bid en ons wil hê dinge moet nou gebeur. Maar dit gaan oor God se tyd. Ons moet onthou dat sy tyd en ons tyd twee totaal en al verskillende goed is. Maak dit sin wat ek sê? Ek dink 'n paar En wat dan Annelies begin jou geloof te wankel, want jy wil hê maar dinge moet mos nou begin gebeur. Jy is met jou rug teen die muur, niks gebeur nie. Wynand? Ek dink 'n paar van wat Annelies sê, ek wil afsluit te sê, ek dink geduld is 'n groot struikelblok. Jou sintuie speel 'n belangrike rol as jou geloof wankel. Dis wat ons lees, dit wat ons hoor, dit wat ons voel. Onthou die Gees praat in jou geesmens. Maar dis wat ons gesien het, dis wat ons hoor, dis wat ons ervaar. En dit laat ons baie keer ons geloof wankel. Want ons kan mos nie teen feite redeneer nie. En ons het baie oor gepraat. Ons hardloop nie weg van feite af nie. Maar ons God is groter as die feite. Ons aanbid 'n groter God. Ek het die geloof behou. Kom ons kyk wat sê Lukas 22 vers 32. Salome, sal jy vir ons asseblief lees? Maar ek het vir jou gebid dat jou geloof nie ophou nie, en as jy eendag bekeerd is, moet jy jou broeders versterk. Ek pik nou op Robert en op Wynand vanaand. Wynand?
As Jesus vanaand vir jou sou gebid het, dan sê hy gesê het, Wynand, ek bid vir jou. Terwyl jy jou liggaam nie 100% is nie en met jou skouer nie, bid ek dat jy nie jou geloof sal verloor hierdeur. Robert, terwyl jy nou gaan vir bestraling en dis nie lekker dalk en sovoorts nie, en jy het gedink jy sit nou in die Weskus teen hierdie tyd, en nou sit jy in Pretoria by Smitshuis, daar is 'n doel. Al moet jy net die woord met iemand spreek môre in daardie spreekkamer, dan is dit die doel. Maar onthou een ding, as Jesus vanaand vir Robert gebid het, sou hy gesê, Robert, ek bid dat jy nie jou geloof hierdeur sal verloor nie. En elkeen van ons wat miskien nou deur 'n tawwe tyd gaan in ons lewe, is Jesus se gebed dat jy nie jou geloof sal verloor. Petrus, wanneer ek daar in die tuin is, wat Jesus vir hom gesê het, en hulle my gevange neem, moenie jou geloof verloor nie. Petrus, as jy voel jy het my verloor omdat die haan gekry het, moenie jou geloof verloor nie. Ek is nog steeds lief vir jou. Moenie jou geloof verloor nie. Paulus sê, ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop volëindig. Ek het die geloof behou. Kom ons kyk wat sê Hebreërs 10 vers 35 tot 39 gestel. Werp dan julle vrymoedigheid wat 'n groot beloning het, nie weg nie, want julle het lydsaamheid nodig, om nadat julle die wil van God gedoen het, die belofte te verkry. Want nog 'n klein tydjie, en hy wat kom, sal kom en nie versuim nie. Maar die regverdige sal uit die geloof lewe, en as hy hom onttrek, het my siel geen behaag in hom nie. Maar by ons is daar geen onttrekking tot verderf nie, maar geloof tot behoud van die lewe. Daar's 'n paar woorde wat vir my uitstaan, dankie stel in hierdie gedeelte. Hy sê, moenie jou vrymoedigheid verloor nie. Moenie dat omstandigheid jou vrymoedigheid steel nie. En baie van ons hoor negatiewe goed. Moenie dat dit jou geloof steel nie. En dan praat hy van 'n klein tydjie. En dit nou daarvoor gepraat. Ja, as ons baie keer net kan geduldig wees, en ek is die eerste een wat my hand opsteek, en ek is die mees geduldigste persoon oor sekere goed. Die Here sê 'n klein tydjie. Come on. Byt vas. Nog iets wat vir julle uitstaan in hierdie gedeelte? Paulus sê, dis my emmerlys, dis my bucket list. Ek wil die goeie stryd stry. En ek wil vanaand vir julle sê, kom ons maak dit ons bucket list vir hierdie week. Ek wil die goeie stryd stry. Ek wil die wedloop eindig. En ek gaan nie my geloof hierdeur verloor nie. Kom ons maak dit ons lewensfilosofie. Ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop volëindig. Ek het nie my geloof verloor. Laaste versie, en hiermee sluit ons af. Psalm 46 vers 11. Mense wat nou naby my is, my lank ken weet, dis my go-to verse. Ek gaan altyd terug na hierdie versie toe. Robert, as julle nou daar 'n bietjie gaan rondloop daar by Jan Smits, dan sal julle daai gebou kry en dan staan 'n teken wat sê be still and know that I'm God. Wees stil en weet ek is God. Psalm 46 vers 11. Gerda, jy kan vir ons lees. Psalm 46 vers 11. Laat staan en weet dat ek God is. Ek sal hoog wees onder die nasies, hoog op die aarde. Van die Wilma, it is Psalm 46:10. Be still and know that I'm God. Be still and know that I'm God. En ek spreek dit vanaand oor elkeen uit. Wees stil. Wees stil beteken volle geloof in God. Wees stil
en weet ek is God. Hoekom sal ons nie hierdie pad loop? Hoekom sal ons nie hierdie beker drink wat die Here vir ons gegee het nie? Wees stil en weet ek is God. Fluit, my storie is uit. Salome, iets wat jy wil byvoeg? Nee, ek is reg, dankie. Willie? Ek dink dan maar so dat in elke wedloop wat ons loop, moet ons ook nooit vergeet om te sê, laat u wil geskied nie. Nie my wil nie, u wil. Want as ons oorgee aan sy wil, dan val die legkaartstukkies ook vir ons as mens in plek. Verseker. Wynand, as dit op jou gebedslys is dat die volgende versie Eksodus 14 vers 15 was, dan het jy die regte gebedslys gehad. Ek het so 'n bietjie afgewyk van hom. Wynand, enige opmerkings oor vanaand se geselsie? Pastoor, ek dink die wedloop waar daar's altyd opsien is die opdraande pad wat vir jou swaar en moeilik is. Ek dink ek het toe ek jonger was, het ek bietjie trokke gery. En as jy 'n trok in 'n opdraande vat, dan al wat gebeur is jy ry stadiger. As jy 'n fout maak, staan jy stil, stop jy. As jy wel aan die ander kant kom, is daar 'n lang afdraande wat vir jou wag. Dis waar jy droog maak. Dis waar jy as jy te vinnig ry, ry jy van die pad af. Daar's altyd 'n skerp draai aan daai einde van daai lang afdraande. En as jy een rad mis, dan hardloop daai trok met jou weg. So ek dink ons moet baie versigtiger wees vir daai goeie tyd, wat dit net goed gaan, wat ons eintlik van die Here vergeet en ophou met hom praat. En ophou kyk na daai verskriklike opdraande wat jy gaan hom oorgaan, dit is stadig en is swaar en jy gaan moeg raak. Maar dis nie die gevaarlike pad nie. Die gevaarlike pad is die afdraande aan die ander kant. Wynand, Mooi gesê. jy kan maar Sondag gaan preek oor hierdie ene, hoor. Sonde, wanneer die mense gewoonlik sondig, is wanneer ons in die tuin van Eden is, wanneer dit afdraande is. Dis gewoonlik wanneer ons backslide, ons kom nie by die kerk uit nie dat kerk ons hemel toe vat nie, maar julle weet waarvan ek praat. Ons het meer stilte tyd nie, want dit gaan goed, baie geld in die bank, ensovoorts. Pas op vir die afdraandes, uitgestel. Anita? Niks reg, pastoor, dankie. Ja, jy moenie laat Wynand vir jou sê, jy mag nie sê nie, ek. Tannie Wilma, iets wat ons. hy het goeie kossies gehad vanmiddag, hoor. Hy is op die bol vanaand. Tannie Wilma? Niks om te sê nie, maar ek het ook 'n go-to vers. Psalm 121 vers 1 en 2. Vir my altyd, as jy iets in staan in die hemel, ja. Dis my go-to vers. Ek stem saam met Tannie. Ek sla my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Pyk vers Tannie, pyk. Gerda, iets wat jy wil byvoeg oor vanaand? Nee, is soos Annelies sê, ek stem saam met Wynand. Ongelooflik goed gesê. Dit is so. As dit goed gaan, dan vergeet ons gou-gou van die Here. Dan gaan dit net goed. Ja, nee, ek stem saam. Daar sê Robert, ek het iemand wat 'n stel safety belts het wat hy vir jou wil skenk. Onthou dat ek dit vir jou dat die persoon dit vir jou gee as ons mekaar weer sien. Daai safety belts wat jy, wat noem julle daai safety belts? Kruisbande. Dankie. Ek waardeer. Robert, iets wat jy wil byvoeg? My go-to wat my nog my lewe lank deur hierdie dinge dra. Psalm 91 vers 14. Omdat hy my liefhet, sê God, daarom sal ek hom red. Ek sal hom beskerm omdat hy my naam ken. Verseker. God ken jou, Robert. Lisel, iets wat jy wil byvoeg? Nee, ek's reg, dankie. Meneer Brits? Nee, ek dink aan baie goed. Maar ek dink vir vanaand is net ons leer ek wil sê van kleins af, nie noodwendig van klein ouderdom af nie, maar vanuit die begin om die Bybel te leer verstaan, of te leer wat sê dit vir jou. Leer ons uit die woord uit. En as ons aanhou leer en ons
practice dit. Ek weet ek wil nie sê praktiseer nie, dit klink nou soos 'n Doen wat dokter. sê. Ja, ons doen wat dit sê. Hey. Dit is nou so plat Afrikaans. Ons doen wat dit sê. Dan voel jy net goed nie, maar jy gaan vorentoe. Jy het nie gestruikel nie. Maar baie keer dan leer ons dit en dan doen ons dit nie. En dan wil ek sê haal ons nie daai wenpaal nie. En as jy nou 'n stukkie nie gedoen het nie, dan volgende keer dan doen jy weer 'n stukkie nie. En later is jy glad nie eens meer deel van die wedloop. Soos wat Wynand dan ook gesê het, jy's nie meer op die baan nie. Jy staan sommer net hier langs die kant en kyk. Net omdat jy 'n klein dingetjie begin nie gedoen het nie. So dit is belangrik om elke dag te konsentreer en te fokus op dit wat jy geleer het van God. En die groot ding wat ons wil doen is om God se wat hy vir ons leer het, wat hy vir ons geleer het, uit te dra, vir mense iets te beteken, vir mense rondom ons om te gee. En daai gedeeltes wat hy vir ons geleer het, moet ons aanhou oefen en beoefen. En as iets klein skeefloop, ja, jy gaan dalk 'n bietjie skeefloop, maar hou aan om te oefen dat jy dit weer kan regkry. Moenie moed verloor nie. Seker. Moenie moed verloor nie. Stel iets wat jy wil byvoeg. Stel. Nee, ek is reg, dankie Boetie. Terwyl jy op die lig is, stel enige gebedsversoeke. Nee, ek is reg, dankie. Net dankbaar vir die ding wat ons het. Amen. Die reën wat geval het, ons is baie dankbaar. Tannie Wilma, iets wat Tannie wil by enige gebedsversoeke? Nee, vandag nie, dankie Louis. Dankie Tannie. Gerda, ons bid vir jou vir hierdie week ook. Ons bid nie net vir Robert wat gaan vir die bestraling nie. Ons bid ook vir jou wat hom moet bystaan. Ons weet dit gaan goed gaan. Weet julle is nie alleen nie. Ons is in persoon nie daar nie, maar ons is heeltyd in ons gedagtes. Maar belangrik is, ons weet die Here is met julle vanaand. Hy sal reeds in môre, hy sal reeds in Vrydag, so hy sal reeds by julle. Enige ander versoek, ons bid vir julle dogter se swangerskap ook daar in Wallis. Wat is haar naam, Gerda? Sy's ook Gerda Junior, Gerda Junior. Gerda Junior, ons bid vir haar swangerskap. Enige iets anders te waar ons kan saam bid? Ek wil gou net ietsie sê, omdat ons nou nie meer kan toer nie, ons sê maar ons handbriek is aangetrek. Daar's 'n dammetjie wat ons woonstel huur en kom ons bid dat daar waar sy heen moet gaan, laat daai persoon op die laaste middel Desember wat daarvan sprake is, middel Desember kan uitgaan, dat ons kan teruggaan woonstel toe. Daar's nie probleme tussen ons en ons ander kinders nie, glad nie, maar soos julle almal weet, jy bly nie in jou kinders se spaarkamer nie, en ons is al klaar 'n maand daar, en einde Desember is nog baie ver, so laat daai vroutjie gou kan trek. Ja, en julle mans, luister na wat Gerda sê, 'n man slaap nie in die spaarkamer. Hy gaan slaap in sy kar. Okay, Robert? Nee, wat Of nie, honde ook nie. Ek is dankbaar dat die Here my so ver gedra het en ek weet dat hy saam met my deur hierdie ding gaan. Dis nie die eerste keer nie en ek weet ek kan op hom staat maak en op hom vertrou. Amen. Amen. Jy weet nog nie wanneer gaan jy vir die lewerinspuiting nie, Robert? Nee, ons sal môre as ek daar by die hospitaal is, sal ek kyk of ek die dokter kan in die hande kry oor wat het hy gereël en wat sy storie is. Okay. Lisel, ons dink aan Wanda. Wanda is Marius se sussie. Sy gaan die 20ste in vir operasie, 'n breinoperasie, om 'n gewas te verwyder. Ons bid vir haar. Enige ander versoeke, Lisel? Ja, reën in die tuinroete. Ons het
baie erge waterprobleme op die oomblik, afgesien van die droogte. Okay. Bid vir reën. Ons bid vir hele Suid-Afrika vir reën. Wynand, terwyl ons bid reën is, hoe gaan dit daar op die plaas? Nat pastoor, ons is baie dankbaar. Dankie. Marius, enigiets anders te was kan saam bid? Nee, net my sussie is al wat ek nou kan dink, dankie. Bid vir Wanda. Anita, ons bid vir jou. Ons bid vir jy Wynand se een skouer wat gesond is in die lug moet hou. En die ander skouer moet versorg. Ons bid vir Wynand se skouer. Ons is dankbaar vir die reën. Iets anders te word kan saam bid, Anita? Ja, ek is reg, pastoor, dankie. Ons is ook maar net baie dankbaar, baie dankbaar. Wynand, iets wat ons kan saam bid? Pastoor, ek wil net eintlik sê dankie vir almal se gebede vir my en Anita in dieselfde week. Daar's goeie nuus en daar's sywaartse nuus ook. Ons wil dankbaar sê vir die gewas dat hy nie groter geword het nie. Is jammer vir die drukking wat 'n bietjie hoog bly. So ons bid nog steeds daarvoor. Ons is dankbaar vir my operasie en dat dit so spoedig gegaan het dat almal ons in ons gedink het. En dan wil ek in besonder dankie sê vir die reën wat ons kry. Ons het 3 dae, 4 dae nou al goeie reën gehad en ek dink nie ons kan vir iets beters gevra het op hierdie stadium nie. Is bietjie laat. So ons waardeer dit nou dat dit nou lekker baie reën en alsom ons is baie bederf op hierdie stadium. So eintlik wil ons maar net baie dank. Ons is dankbare harte hier waar ons sit vandag. Amen. Maisie? Ja, daar's ook nie by my iets spesifiek nie, maar dit is soos almal hier op die groep sê, die mense dankbaarheid loop so oor. Dankbaarheid. Ja. Maar daar's nie iets spesifiek nie, dankie. Salome, ons bid vir die staande versoeke, iets anderste wat ons kan saam bid? Dankie. Nee, dit gaan goed met Dewald. Ons moet net aanhou vir hom bid asseblief. Dis baie gaaf. En dan ook is daar 'n vroutjie wat sy het 'n gebedsgroepie, maar as ons net vir haar kan bid, want sy bid vir baie mense. Haar naam is Karlin. Asseblief as ons vir haar kan bid. Ons kan eintlik vir haar asseblief staande hou want sy het baie versoeke want sy wat ek dan nou graag wil insluit by haar as ons vir haar bid. En dan is die haarkappertjies sy het nou kankers, sy is so 45 en sy wen golf toernooie en alles, sy doen regtig so goed, maar sy het nou slegte nuus gekry dat die kanker het nou versprei na haar lewer toe en daar's nou niks meer verder wat hulle vir haar kan doen nie, so sy is bietjie in 'n baie slegte posisie. Wat is haar naam, Salome? Marietjie. Ja. En wil ek net noem, ek het nog iets moois geraak gehoor vandag, wat iemand gesê het is, dat God gebruik ons probleme, dan sê wanneer ons deur moeilike tye gaan, het hy ons volle aandag. Dit het vir my nogal baie geraak. Wat Wynand nou gesê het, as die opdraandes gaan, hè? Ja. Ja. As ons afdraandes dan vergeet ons baie keer. Yes. Ja. Amen. Kan ons saam bid vanaand? Meneer Brits, kan ek jou vra om saam te bid? Here, baie dankie vir hierdie tydjie wat ons saam met U kon spandeer, saam met elkeen ook wat op die groep is, Here, om U naam groot te maak, 'n bietjie meer te leer van U, om dit wat ons leer, Here, in ons oefening te kan hou, om die stryd te kan stry en te volhard, Here, tot op die einde toe. Dankie, Here, dat ons kan weet daar is 'n toekoms saam met U. Sodra ons dan by U is, Here, kan ons dan nog sê, Here, ons het volhard en ons kan bly wees daaroor. Maar Here, om daar volhard is ook nie altyd maklik nie en daarom wil ons U ook vra, Here, om vir ons te help in die gees ook, om ons gees sterk te hou, om ons hande in die lig te hou, Here, om U te kan eer en te kan bly wees oor dit wat U vir ons doen, oor dit wat U vir ons beteken en dit wat U, Here, vir ons hele wêreld doen, so dag vir dag, Here, sonder om moeg te word. Dis 'n hele groot groep mense wat hier op hierdie aarde is, wat U geplaas het, Here, en U raak nooit moeg daarvoor om na elkeen om te sien nie. Baie dankie, Here, dat U vir ons so groot God is, met soveel liefde, Here, wat ons nooit eers sal kan verstaan hoe dit werk nie. Maar ons weet, Here, U is daar vir ons. Ook, Here, in hierdie week wat voor lê, is daar party
moeilike goed wat gaan gebeur, party maklike goed wat gaan gebeur. Maar Here, in dit wat gaan gebeur, wil ons net weet, laat U by ons staan, Here, en laat ons by U sal skuiling vind. Baie dankie, Here, vir U genade en vir U liefde en vir dit wat ons elke dag vir U kan doen. Nie omdat ons moet nie, Here, maar uit dankbaarheid vir U, wat U vir ons doen, Here, en wat U vir ons beteken. Baie dankie, Here, dat ons iets het om aan vas te hou. En dit is U, Here, wat U vir ons Jesus gestuur het, om aan vas te hou, Here, om te weet dat enige ding wat ons doen, sal ons positief kan wees in dit wat moet gebeur, Here. Want U is die ene wat vir ons daardie pad oopmaak. Baie dankie, Here, vir dit wat U vir ons doen. Here, dankie vir die week wat voor lê. Ons sit onsself in U hande, Here, en vra dat U vir ons asseblief sal lei, sal rustig hou en sal wees, Here, daar waar ons is, om vir ons te omhels deur die Heilige Gees, en laat ons sal weet, Here, ons is veilig in U hande. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Dankie, Marius. Mag julle 'n wonderlike week hê. Vanmiddag toe ek die ysbreker opgesit het, het een van die dames, en ek gaan nie die dames se naam nou noem nie, het vir my gesê die 3 goedjies wat hulle sal vat is hulle spieël, hulle grimeersakkie en hulle borsel. Dis die huispraat. Dis die 3 goedjies. Ek gaan nie die dame se naam noem nie. Ek gaan nie eers in haar rigting kyk nie. Ek kyk daai kant toe en dan sê ek maar net bye. Lekker slaap julle almal. Bye. Robert, ons dink met liefde aan jou en Gerda, hoor. Sterkte julle. Sterkte vir julle almal. Bye Tannie Wilma. Tata Tannie. Tasou, Bye Marius. julle almal. Bye julle almal. Ek julle bye.